Ja, dis lekker om aan die einde amper van Nampo te staan. Ek dink dit was 'n goeie Nampo vir ons gewees. Dit was uitdagend aan die begin met die reën en die goed. En ons moes spartel om die park reg te kry en ons kon dit daarom betyds reg kry. En yes, ons is regtig geseënd om 'n goeie Nampo te beleef. So as ons na die getalle kyk, lyk dit soortgelyk aan die vorige jaar, wat regtig goeie getalle is, maar vir ons gaan dit eintlik oor die besigheid wat die uitstallers en die besoekers doen. En dit klink ook vir ons of dit regtig goed is, dit wat ons met die uitstallers praat. So ja, ons is regtig geseënd met 'n goeie Nampo. Ons het baie beleidsmakers ook die jaar gehad. En ek dink dis ook 'n goeie deel. Nampo het verskillende komponente en een van dit is ook die netwerk en die gesels om probleme op te los. En hopelik kan ons weer daar ook nuwe goed vir landbou vorentoe vat. So ja, ons is regtig tevrede met wat ons het. En ons kan net vir almal dankie sê wat deelgeneem het. Dis 'n groot vennootskap, dis 'n landbou ding. So dis nie 'n Graan SA ding of 'n Nampo ding nie. Dis 'n landbou ding en ons is so bly dat almal dit kon geniet het. En ja, nou kan ons weer teruggaan na die Witbord toe en weer volgende jaar beplan. Ja, ons het baie terugvoer gekry oor die museum en wat interessant is soos as jy 'n museum opsit, dan begin klomp mense iewes skielik sê maar ek het nog dit of ek het nog dat, so ek is seker hy gaan nou nog meer groei. En die kamermakers lyk ook of dit goed gegaan het en so die karavaanpark het gewerk wat ons bygesit het. So ja, daar's die nuwe goed wat ons bygehad het regtig goed gewerk. So ons is tevrede en ons sien uit na die volgendes en nou is dit die volgende skoue, so Nampo Alpha en Nampo Kaap is nou volgende op die tafel. Ja, so ons gaan nou baie hard aan dit beplan en hopelik is daai twee net so groot sukses soos wat Nampo die jaar. Ons het 'n kosstalletjie by Nampo. Ons doen dit nou al vir 17 jaar. Dit sou 18 gewees het as COVID ons nie gebreek het nie. So hierdie stalletjie het ons begin as 'n projek om van buite af bietjie fondse te omdat ons 'n klein dorpie is met 'n klein gemeente. So dis vir ons 'n baie goeie projek om geld van buite af in te bring om ons kostes en goed by die kerk te onderhou. So ons het elke dag so 22 mense nodig. Ons huur so 5 van die plaaslike ouens in om ons hande sterk te maak, maar van die gemeente af het ons so 22 ouens nodig. Ons het 'n klein span wat oorslaap in Botawil vir die hele week. Ons kom al Saterdag deur om alles reg te maak en dan ry ons elke oggend en die res van die gemeentelede kom met 'n bussie wat een van ons gemeentelede skenk. En dan kom hulle elke oggend, staan hulle so 4 uur op om 5 uur te ry en dan is hulle so net voor 8 hierso. So today is our first time coming to Nampo and we expected something small, but it is humongous. We're really excited to explore and get free samples as young travelers. And it's very exciting and it's very amazing. And thank you to Nampo for doing such a great, amazing job on this huge event. So, thank you. Solank soos wat ek kan onthou, ek kan nie meer tel hoe lank ons by Nampo is nie. Dis 'n plek waar ons moet wees. As ons is in die veevoerindustrie, dis 'n plek waar ons moet wees. Dis hier waar ons kliënte ontmoet en dit is 'n jaarlikse ding. Dis vir ons baie belangrik. Wat vir ons baie positief is, na die verskriklike reën waaroor ons baie dankbaar is. Ek was so 3 weke gelede hier, toe dink ek nee, hierdie gaan nie plaasvind nie. En kyk wat het hulle reg gekry daar. So is fenomenaal. Vir ons heerlik om hier te wees. En ons sien uit na volgende jaar. This is my 5th Nampo that I've been to. And the reason why we come to Nampo, they say investment in knowledge pays the best interest. I think that's a place where you'll find all role players in the agricultural sector, where you get the information, you get the new technology, you get the way of doing things, and that is very impactful in your farming operation to make sure that you farm properly and profitably. So at all times invest in information. Ek boer saam met my pa, dis my 5de keer by Nampo.
Hoekom ek na Nampo toe kom is vir die limousine beeste wat hier aangebied word en ek's baie lief vir die beeste. Ek kom Nampo toe om nuwe planne te sien en altyd iets nuuts te leer. I'm been 6 years here. I'm coming here to Nampo every year. I just come here and then just have a look at implement, the new implement that they're exposing and all those stuff. I like to see the new things there, the tractors, the implement. So I'm glad to know. Actually, I need to know the new things, you know. Ek werk in 'n landbou omgewing en dit is vir my baie lekker by Nampo en dit is al 'n paar jaar wat ons dit nou al hiernatoe kom en ja, daar's so baie dinge wat uitstaan. 'n Mens weet nie regtig wat om te noem nie, maar ons hou van die vrouesale en ons hou sommer van alles wat hier is en wat hier gebeur. Dit is altyd lekker om baie goeie diere te werk. En Nampo is die uitstalvenster van ons beesrasse. So ja, ons sien goeie diere hier. Vandag veral die vroulike diere was uitsonderlik goed geweest en ek dink die top 2-3 vroulike diere was werklik uitsonderlik. Die bulle het ons 'n fantastiese bil gehad wat gewen het vandag hierso. Baie goeie Simmentaler bil, baie goeie bil in die ras en uitstaande. Wat ons geplaat bietjie vandag, laat ons begin voetfoute sien by ons diere, klaufoute. En dit is een van die probleme wat ons teelers moet aan werk. Maar ek dink die diere begin baie goeie vleis dra. Die Sanderkatrudes koei, uitsonderlike goeie koeie. Koeie met geweldige diepte, 'n koei wat baie goeie breedte het, 'n koei wat baie goed in die ras is. 'n Koei wat werklik waar ek dink baie na aan die tipe is wat ons in Suid-Afrika wil hê vandag. Al hierdie diere beweeg na die medium raam tipes toe. Ons besef dat diere wat te groot word, wat te groot is, het aanpasbaarheidsprobleme partykeer, maar ek moet eerlikwaar sê op 90% van die diere wat ons vandag hier gesien het, dink ek is mediumraam diere wat goeie vleis dra en goed vertoon het.